Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons kyk vandag na die grootste koerantstorie saam met Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Suan en goeiemôre Jennifer. Baie dankie dat jy ons met jou teenwoordigheid vergas. Nee, dis 'n groot plesier hier so vroeg in die oggend. Met watter musiek is jy vergas toe jy 'n kind was? Waarmee het jy groot geword? Dit is nou 'n moeilike een om te dink net. Hoe jonk moet 'n mens gewees het? Nee, enige ouderdom. Alle ouderdomme is welkom. Alle ouderdomme. Nee, so Pink Floyd en Roger Waters. Anton Goosen. En 'n groot held van my is Koos Kombuis. Johannes Kerkorrel. Daai musiek bly my nog. Ek luister maar nog steeds daarna. Ja. Die hele tyd nie. Dink van Koos Kombuis se songs is van die bestes wat oor die jare 80 oor Suid-Afrika geskryf is. Absoluut. Ja. Swart September en daai goed, ek luister dit nog baie. Ja. En dan Roger Waters bly maar 'n gunsteling. Alhoewel soms raak hy bietjie laf, maar sy musiek dis oor die algemeen dis maar waarmee mens groot geword het. Toe maar die nuus raak ook soms maar 'n bietjie laf, alles in die wêreld, nê? Soos dis my so interessant, die hele land wat nou skielik begin versoeke rig vir die begroting wat gaan plaasvind, asof hulle gaan aandag gee daaraan, maar dis geldige versoeke, soos byvoorbeeld die mediese fondse wat pleit maak belastingkrediete hoër want die lede kry swaar. Ja, die lede kry baie swaar, soos ons almal weet, private mediese sorg is baie duur. Jy weet, die belastingkrediete sorg vir baie mense, jy weet, dit is tot R11.000 'n jaar, meer as R11.000 'n jaar wat jy spaar, dan as jy die belastingkrediete kry, jy weet, en as die belastingkrediete wegval, gaan tussen 430.000 en 690.000 mense nie mediese sorg kan bekostig nie. So daai belastingkrediete is baie belangrik. Maar nou sit ons in hierdie toestand waar ons nou onseker is oor wat gaan gebeur met ons mediese fondse, met die nasionale gesondheidsversekering wat half aan die gang kom en dan kom dit weer nie aan die gang nie, dan sê die hof nee, wag eers 'n bietjie, ons moet eers uitspraak kry van die grondwetlike hof. So dis 'n baie onsekere toestand waarin ons sit en mense sal hoop dat die belastingkrediete op mediese fondse, op mediese sorg nog steeds geld, jy weet. Maar jy weet nou sê almal kom met versoeke vir die minister, die arme minister. Ek kry hom baie jammer want ek dink daar's verskriklik baie besoeke en die president het 'n hele lang lys beloftes gemaak. Ek weet nie waar die geld daarvoor gaan vandaan kom nie. Ons sal hoop daar is 'n paar rand op sy gesit vir water ten minste om te sorg dat ons dat daar meer mense is wat water kan kry. Jy weet ons het so baie probleme. Mense sal eintlik gehoop het mense kan na ons probleme kyk en sê kom ons vat nou water en ons gee al ons aandag aan water en dan kyk ons waar ons kan kom. Maar nou is daar so baie ander probleme wat jy nie kan uitlos nie. Ja, dis moeilik om te prioritiseer as daar so baie probleme is. Ja, daar is so baie probleme en al daai probleme kos geld. Gelukkig vir ons het goud baie gestyg, so ons het 'n bietjie ekstra geld. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is baie goed met die invordering van belastings, een van die beste staatsdepartemente. Hulle het weer goed gedoen. So daar is 'n bietjie meer geld beskikbaar. Maar waar dit nou spandeer gaan word, sal net die minister weet. Maar een ding wat ons daarom weet, vandag lyk dit vir my gaan die begroting daarom goedgekeur word. Sal nie weer soos laas jaar wees wat ons 'n paar weke wag en wonder wat gaan gebeur nie. So lyk my, dit wys vir daarom die ANC het nou 'n lesie geleer, jy weet, ons kan nie net weer doen wat ons wil nie. So kom ons kyk nou maar of ons 'n begroting kan kry. Gert, my vraag is die lesse geleer of is die lesse geleer omdat daar 'n munisipale verkiesing in dieselfde jaar is? Is ons versigtig met ons begroting en wat ons tans doen, ons besluitneming, omdat ons weet daar's ook verkiesings en dat die besluite wat ons nou neem 'n direkte impak kan hê op die verkiesings wat voorlê? Vir elke verkiesingsjaar moet jy wonder oor alles wat 'n politikus doen. Jy moet altyd wonder wat hulle doen. Vir die ANC is dit nogal 'n groot probleem die water, nee. Ek dink die water is nou besig om in hierdie verkiesingsjaar, onthou hulle die vorige verkiesing het ons gesit met beerdkrag. Toe die ANC gesê, gats beerdkrag kan ons die mag kos. Nou sit ons met hierdie geweldige waterprobleem en ek wonder of die waterprobleem nie erger is as die beerdkragprobleem nie. Want mens kan nog met 'n kers regkom, maar as jy nie water het nie, is die lewe baie moeilik. Ja. Ek dink een ding is verseker as mens dink aan die begroting is dat werkskepping moet verbeter. Ons skort meer mense in Suid-Afrika wat bydra tot belasting, wat bydra tot die staatskas, verstaan, om meer werk te kan skep, beter infrastruktuur te kan skep, verstaan, en die ekonomie aan die gang te kry. So, jy weet, maak nie saak hoe jy na die begroting kyk nie, ons gaan altyd in die knyp wees as net 'n handjievol mense bydra tot by daai staatskas. Baie belangrik. Jy weet, dit lyk daarom ten minste of ons ekonomie so 1.6% kan groei die jaar. Dis heeltemal te min. Dink die president het gesê hy wil graag sien die ekonomie moet 3% groei. Ander mense sê weet dit is ook te min. Maar ten minste is daar 'n klein bietjie vooruitgang. Ons het die laaste ruk gesien dinge raak so klein bietjie beter,
maar mens sal dit baie beter wil sien en soos jy tereg sê, werkloosheid. Weet wat mense wat ook nie werk het nie, voel nie, jy weet, hulle voel half of hulle nie 'n bydrae tot die samelewing lewer nie. Dit moet baie moeilik wees om sonder werk te sit en dan daar geen hoop is dat jy 'n werk gaan kry nie, jy weet. So dis baie belangrik. Dis eintlik die belangrikste ding behalwe water is werkskepping. Ja. Dan nog iets wat vir my eintlik wys waar ons is in Suid-Afrika, is die feit dat mense kyk dat 66% van die leerders in Suid-Afrika nie skoolgeld betaal nie. Ja, dit is daai sogenaamde no fees schools. Dit is maar die arme mense wat in die tipe van skole, kinders na die tipe van skole toe stuur. Dis 'n geweldige groot hoeveelheid van leerders in Suid-Afrika en Jennifer 66%, ek dink is 65.7 is die regte totaal van 5 jaar en ouer wat nie betaal vir skoolgeld nie. Almal wat ouers is sal weet hoe duur skole is deesdae, van kleuterskool tot jy eendag met universiteit klaar is. Jy weet, daar's baie ekstra uitgawes. Mense moet boeke koop, mense moet op sporttoere gaan, mense moet op uitstap of kinders bedoel ek nou moet op uitstappies gaan en al daai goed ekstra geld. En jy sal sien ook baie van die privaat skole is geweldig duur. Van hulle is duurder as universiteite omtrent. En dan kom jy nou by universiteite, jy weet dit is ongelooflike geld wat jy daar moet wat ouers daar moet uithaal. So mense kry ouers jammer. Mens wens dit kan beter gaan, maar ons onderwys is 'n groot probleem. Jy weet, ek sien ook die kinders wat met vaardigheid kan lees word ook al hoe minder. Mens sal wonder hoekom gebeur dit. Mens wonder oor die opleiding van ons onderwysers. Mens wonder oor die hele onderwysstelsel eintlik in die land. Jy weet, is daar nou ooit genoeg geld hierdie jaar vir al die graad R kinders wat moet skool toe gaan? Dis goed dat ons graad R het. Jy weet, laat kinders gedwing word om skool toe te gaan, maar is daar genoeg geld? Is daar genoeg geriewe? Ons sien al hoe meer daar minder skole het. Baie meer skole het minder geriewe as wat hulle moet hê. So ja, dis 'n groot probleem ons onderwys. Jy weet, en ek dink die dag as ons onderwys kan reglik, gaan ons 'n groot stap vorentoe gee. Ai. Jy weet, want hierdie mense wat so swak opgelei word, jy weet hulle die hele tyd 'n agterstand, jy het die hele tyd 'n agterstand. Ja. En jy gaan dit nooit uitwis nie. Ek dink vir enige ouer is die grootste wens of die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee is opvoeding. Ja. En dink dit hoe magteloos moet daai ouers wees wanneer die werkskepping in so 'n toestand is of die gebrek aan werk, dat jy magteloos staan vir na watter skool toe jy jou kind toe kan stuur. Want jy kan nie daarvoor betaal nie. Ja, en baie van daai kinders wat na daai skole toe gaan het nie eens kos om te eet nie. Jy weet, baie keer moet die mense vir hulle kos gee om te eet, jy weet. So dit is ja, dis 'n groot probleem. Want ons weet as mense eintlik gaan kyk na al die probleme wat jy het nie, dan is 'n mens ook maar bly ons is die minister van finansies vandag nie, want wat hy ook al doen, almal gaan kla. Ja. Jy dink daar's nou nie genoeg geld vir die weermag nie, maar jy het genoeg geld vir onderwys nie. Jy weet so ja, dis verskriklik die probleme waarmee ons sit, maar ek dink onderwys is regtig 'n groot probleem. En ek dink regtig Gert, ek dink as jy dink aan ons begroting ook vir onderwys en ek verstaan is een van die grootste begrotings, maar dis dun gesaai as jy dink aan alles wat hulle moet doen. Nuwe skole moet bou, onderwysers moet oplei, fasiliteite vir die kinders. Verstaan vir alles jy dink aan die meerderheid kinders dat by skole is wat jy nie skoolfonds betaal nie. Jy moet na daai kinders kyk op 'n manier en soos die meeste van kinders het ook nie eers kos om te eet nie. Daar's soveel dinge wat jy moet aan dink in hierdie omstandighede. Hoe versprei jy dit? Ja, hoe versprei jy dit? En dan wil ek amper gaan as jy in 'n posisie is waar jy skoolfonds kan bekostig, ondersteun jou skool deur daai skoolfonds te betaal. Ja, moet jy, ek dink regtig daar moet gekyk word. Ek dink daarom daar word soort van gekyk na die mense wat na daai nou-fee skool toe gaan, maar as jy in staat is om skoolfondse te betaal of enigiets by te dra tot 'n skool, dan moet jy dit kan doen, dink ek. Ja. Jy weet, ons was baie gelukkig. Ons praat nou toe ek klein was toe ons Roger Waters geluister het vir skoolgeld omtrent minimaal. Jy het niks betaal vir skole omtrent nie, jy weet. Jy het altyd geld ingesamel want die bus het altyd gebreek en jy wil altyd daar 'n nuwe klaskamer bou, maar ja, dit was nie so duur soos vandag nie en die gehalte van onderwys was goed geweest, dink ek, jy weet. Ja. Nog baie om te leer. Ja. Dan Polokwane het weer water na 28 dae. Ja, talle buurte in Polokwane het nou die eerste keer in 28 dae water gekry. Dink net 28 dae sonder water, Jennifer, en nou moet jy ten duurste water koop. En die watertankers wat nou die politisie se oplossing is, kom net hier en daar by plekke uit en ongereeld en so aan. Jy weet, ek dink 'n mens moet maar met aanhou met hierdie waterstorie. Aanhou, want ek dink dit stuur op 'n geweldige krisis af. Daar's al jare gelede gewaarsku op die krisis wat water gaan op uitloop en dit is nou 'n krisis. En ek weet nie of dit die krisis gaan oplos nie. Ek sien die adjunkpresident het eergister gesê nee, ons is nou in beheer van dinge, maar in Johannesburg en sekere woonbuurte gaan dit maar nog steeds moeilik. Jy weet, in Polokwane sien ek sukkel al die afgelope dekade dink ek met waterprobleme, watertoevoerprobleme.
Jy weet ons het nou eendag gesien hoeveel pype moet vervang word. Hier in Pretoria moet pype vervang word, Johannesburg moet pype vervang word, ander stede 10 en ook, jy weet. En ja, soos ons sê, daar's nie eens geld vir die noodsaaklikste goed nie. Hoe gaan jy nou nog dit doen? Maar die water het so groot invloed op baie ander dinge. Op jy weet die higiëne, op die rioolstelsel is van water afhanklik. So ek weet nie, jy weet 'n mens moet maar aanhou hamer op die water, op hamer daarop totdat iemand iets daaraan doen. Ek weet nie of dit gaan gebeur nie, maar ten minste is daar dan hier en daar 'n krisiskomitee nou. Ja, ons hoop maar dit kry iets uitgerig. Dan wil NK graag 'n stokkie steek voor Batoy se pensioenuitbetaling. Ja, Batoy het nou verlede maand, al die jaar is al omtrent weer verby nie. Verlede maand afgetree as die direkteur van Nasionale Vervolgingsgesag. En MK is nou baie moeilik omdat sy glo nie behoorlik gedra tydens die ondersoek na advokaat Chauke se, jy weet, hoe noem jy dit nou, geskiktheid. Daar's die woord waarna ek soek so vroeg in die oggend, jammer daarvoor. Geskiktheid om Ek geweet nie. as provinsiale vervolger, want hy het baie goed nie gedoen nie, baie sake het hy verkeerd vervolg of sake het hy nie vervolg nie, weet Duduzane Zuma wat in 'n motorongeluk betrokke was, dit is byvoorbeeld nie vervolg nie. En hulle het nou die kabinetkommissie gehou om ondersoek in te stel na sy geskiktheid, daar het ek daarom nou die woord in my kop. En toe Batoy nie baie goed gedra nie, en sy het sommer geloop een slag daar, so jy weet, maar baie mense is baie ontevrede oor haar tydperk as direkteur van die nasionale vervolgingsgesag. Sy was 7 jaar daar, maar dit is baie moeilike werk wat sy moes doen. Sy moes oorneem na die Zuma jare nadat dit heeltemal uitgehol was. So mens voel nogal 'n bietjie simpatie vir haar, maar dit lyk nie vir my sy het baie goed gedoen in hierdie kommissie tot dusver nie. En sy moet nou verder getuig. En hoe lyk haar pensioen? Lyk dit goed? Ja, dit lyk seker baie goed. Ek weet nie presies hoeveel dit is nie, maar dit moet nogal 'n hele paar randjies wees vir so 'n hoë pos wat sy beklee het. Gert, dan praat ons gereeld oor die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en 4 jaar later en duur steeds voort. Kan jy glo Jennifer, dit gaan nou sy 5de jaar in nie. Jo. 5de jaar in. En hoe dit die wêreld verander wonder 'n mens nie. Ja, die mees gewelddadigste of die dodelikste oorlog in Europa naas die Tweede Wêreldoorlog. Naas die Tweede Wêreldoorlog, nie? Sjoe. En jy sien nou baie van hierdie nuwe wapens wat gebruik word, soos hommeltuie byvoorbeeld. Albei kante gebruik die hommeltuie wat groot skade aanrig. Jy sien in Oekraïne wat 'n baie kleiner land as Rusland is, hoe hulle moet uithou teen hierdie groot mag. Jy weet hulle sukkel, hulle het nie geld nie, hulle het nie genoeg mannekrag nie. Die burgerlikes word aangeval, hulle infrastruktuur word verwoes. Dan sien jy die wyeer invloed wat dit het op Europa. Hoe voel Europa daaroor? Europa is bang vir Rusland, jy weet, bang dat die oorlog verder kan uitkring. Dan kyk jy hoe voel Amerika daaroor. Dit het eintlik die wêreld heeltemal verander nie. En dit lyk net nie of vrede enigsins vooruitsig is in die stadium nie. Nee, en ons nuwe bondgenote gevorm en soos jy sê, dit lyk nie of vrede vooruitsig is nie. Dan dink ek altyd as jy so hierdie artikel lees ook in die mense wat elke dag hiermee saamleef. Ek dink dit is so maklik om aan die ander kant van die wêreld te sit en te oordeel. Maak nie saak wat se kant jy mee oordeel, maar jy leef nie hierdie oorlog elke dag vir die laaste 4-5 jaar nie. Jy weet as jy daai foto kyk van daai 2 Oekraïense soldate wat daar sit in die vervalle gebou en jy kan eintlik sien hoe gedaan hulle is, jy weet. Jy moet wonder hoe moet daai mense voel en dan as jy dink dat 'n oorlog so ver van ons af tot 'n invloed op ons ook gehad het, jy weet wat byvoorbeeld kunsuitvoere betref en graan uitvoere en sulke goed. So hierdie oorlog krap die wêreld om. Dit het die hele Europese orde nogal omgekrap. Dit het die hele verhouding tussen Amerika en Europa nou omgekrap. So dit is verrykende invloed wat hierdie oorlog gehad het. Dan die Epstein-skandaal krap ook nogals die wêreld om en dit kring net al hoe meer uit, né? Ja, ek wonder of ons die einde daarvan gaan sien so aan. Ek sien daar's nou 'n bewering daarop sien en dat daar klomp dokumente van die FBI nie opgeneem is in die departement van justisie se dokumente en dat daar onder meer onderhoude is met vrouens wat Trump van sekere wandare beskuldig. President Donald Trump van sekere wandare beskuldig. So hierdie ding gaan nie eindig nie, weet maar wat Brittanje goed gedoen het. Brittanje wys vir jou daar is verantwoordbaarheid in Brittanje. Jy weet die manier waarop hulle 'n voormalige prins, ek dink is die eerste lid van die koninklike familie wat sedert die 17de eeu in hegtenis geneem is. Dis groot nie om so iemand in hegtenis te neem. Ek sien een van sy wonings word hier ook hierdie Mandelson wat ook afgedank is en nou ook deur die polisie ondersoek word. Hy het nou allerlei klagtes en so. Maar ten minste in Brittanje is daar verantwoordbaarheid. Mens sal dit graag oral sal sien. Ja.
En ek dink in Amerika het mense ook begin sê, maar kyk na Brittanje se voorbeeld. Wat het in Amerika gebeur? Maar nou aan die ander kant as jy nou kyk, ek sien gister doen 'n ding ook op die ronde op sosiale media, jy weet toe koningin Elizabeth nog gelewe het, onthou julle was daar een of ander hofsaak teen die Andrew gewees en toe is daar 12 miljoen pond betaal. So jy weet, ja, dit is ook maar Daar was toe minder verantwoordbaarheid. Mense, ja, toe was daar minder verantwoordbaarheid. Ja. Want hoekom betaal jy 12 miljoen pond vir iemand as hy onskuldig is? Jy weet, dit is nie klein geld nie. Dis nie 12, ek dink by 12 miljoen pond kan ons nog 'n rukkie lewe, Jennifer. Ons kan selfs ons eie waterdenkers koop. Gert, dan wil ek net weet of jy in die winkels in Engeland rondloop. Want is dit jy wat veroorsaak dat die sjokolade so Nee, ek mag nie sjokolade eet. Maar jy ook was van sjokolade en jy ook? Nee, nie so baie nie. Nie so baie. Dis nog gaai. Maar jy was in Engeland verlede jaar, was jy nie? Maar lyk my daar word verskriklik sjokolade gesteel. Jy weet, ek dink in een winkelgroep was in 2024 was sjokolade die item wat die meeste gesteel is en in 2025 is net deur drank verbygesteek. Maar nou sit hulle die sjokolade in sulke bokse wat toegesluit word. So as jy nou sekere soort sjokolade wil hê, dan moet jy vir die werker sê ek soek daai een en dan sluit hulle dit oop en haal vir die sjokolade uit. So word dit steel. Blykbaar steel mense sommer hele rakke. Daar's iemand wat een van hierdie stootrakke wat jy so stoot, blykbaar uitgestoot het vol sjokolade. Nee, ek weet nie hoe gebeur dit nie. Die buite is nie gewoond aan misdaad nie. Hulle is nie so paraat soos ons nie. Hulle sal dink, die een het seker net 'n snaakse waantjie en dan kom hulle later agter. Hy het 'n rak vol sjokolade gesteel. Maar dit is regtig, dis groot bedrag geld, maar blykbaar word dit gesteel en herverkoop. Jy weet en dan befonds dit op daai manier ander kriminele bedrywighede lyk dit vir my. So sjokolade, is nie so onskuldig soos dit lyk nie. Ek wonder wat sal Suid-Afrika se mees gesteelde item wees? Seker bier. Ons sal moet kyk, maar daar's 'n lang lys. Ek dink ons is te paraat in ons winkels heel moontlik. Ons te veel piep goeders oral. En kameras, dis waar. Ja, dis waar nee. Maar nou ja, sjokolade, jy weet dit is verstommend dat sjokolade so gesteel word. Jy weet en daar is kort is daar tekort aan kakao en dan word sjokolade duur. By ons is sjokolade ook nogal taamlik duur geword. Maar ja, dis interessant, jy weet en daar in Brittanje is ook baie CCTV kameras. So dit is nogal vreemd dat mense so maklik daarmee wegkom, maar lyk vir my een winkel het die eienaar ook sê as jy 'n sekere soort sjokolade uitsit dan steel mense sommer omtrent alles, jy weet. Dan jy weet sien is daar net een oor. Ai julle. Dit is verskriklik nie. Miskien is dit goed dat hulle dit vir 'n mens moeilik maak om vet te word hier in Suid-Afrika. Ja, jy weet ek sien nou daarso is van die winkeldiewe, hulle sit tot 200 pond of 250 pond se sjokolade in hulle rugsakke van hulle en dan stap hulle by die winkel uit nie. Dis nogal Ek weet net nie hoe jy dit regkry nie. Nee, ek weet ook nie. Jy weet want ek Brittanje word jy ook maar fyn dopgehou dink ek. Maar nou ja, as mens iets wil hê, lyk dit vir my vat jy dit nou maar net. Joh, dis baie interessant. Nou ja, mag die soet dan 'n bietjie soeter wees daarso in Engeland. Baie dankie dat jy ons kom vergas het met jou. Ja, dis 'n groot plesier. Soetigheid en jou soutigheid en jou stoutigheid. Ja, stoutigheid. So gesels Gert van der Westhuizen van Netwerk 24 bly ingeskakel oor ons gesprek met Voetspore. Aluma Capital, altyd aan die groei.